FRK 321, 'n voortsetting van verdienste per aandeel. Ons gaan voort vanaf video 3, wat lesing nommer 2 behels het, wat mevrou Pollock met julle gedoen het. Verdienste per aandeel is 'n syfer of 'n verhouding wat baie algemeen in die mark gebruik word. En dit word veral gebruik om die waarde van een maatskappy se aandeel te bepaal, sodat dit vergelyk kan word met die waarde van 'n ander maatskappy se aandeel. Dit is dus baie belangrik dat u verstaan hoe dit bereken word en dat u dit wel kan bereken. Soos in die vorige video's met julle behandel was, het hulle eers verdienste behandel, wat behels verdienste, waaruit bestaan verdienste, en hoe moet jy dit bereken, wat moet jy in ag neem? Onthou die dividende, die voorkeurdividende wat altyd afgetrek moet word. En in watter volgorde. Dan die geweegde gemiddelde aantal aandele. Jy moet dit ook gaan bepaal, is dit uitgereik vir waarde of nie of sonder enige verandering in hulpbronne. As jy nog nie daarna gekyk het nie, gaan kyk weer na daai video, weer eens baie belangrik. En op hierdie stadium sal ek aanbeveel dat u die video stop en dat u dan gaan kyk na geïllustreerde voorbeeld nommer 1. Dit is aangeheg agter die notas of na die notas wat u gaan kry in die uitdeelstukke, of as jy op ClickUp kyk, sal dit daar aparte aangedui wees. Illustratiewe voorbeeld nommer 1. Nou dat jy na geïllustreerde voorbeeld nommer 1 gekyk het, kan ons nou aangaan. Ek sal op hierdie punt voorstel dat u aantekeninge uithaal en in die nabyheid hou om na te verwys. Soos jy kan sien, die normering van die aantekeninge het ons ook in ons PowerPoint herhaal, so die opskrifte wat jy daar sien. Ons gaan na bladsy 4 toe en ons gaan nou die probleemareas hanteer wat nou volgende is. So kom ons kyk daarna. Goed, probleemareas voorkeurdividende. Nou ons kry kumulatiewe en nie-kumulatiewe voorkeurdividende. Nou soos reeds in die verlede aan die verduidelik, wanneer 'n vraag niks sê nie, dan moet jy aanvaar dat die aandele, die voorkeuraandele kumulatief is. En wanneer ons andersins sal ons dit duidelik moet aandui. Nou wat gebeur met kumulatiewe voorkeuraandele? Daardie dividend moet in ag geneem word by die berekening van jou verdienste per aandeel, ongeag of dit betaal of verklaar was in die huidige jaar of nie. Omdat hy kumulatief is, bou hy op oor die jare en hy moet betaal word een of ander tyd. So ons gaan elke jaar vasstel hoeveel was daai dividend vir daai jaar gewees en hom dan in berekening bring, ongeag of hy verklaar of betaal is. Aan die ander kant het ons die nie-kumulatiewe voorkeurdividend. Nou daai dividend gaan ons slegs in ag neem vir verdienste as dit betaal of verklaar was in die huidige jaar. So as daar glad nie enig verklaar of betaal was nie, dan neem ons dit nie in ag nie. As daar byvoorbeeld vir 'n 2 of 'n 3 jaar tydperk se dividend in die huidige jaar betaal is, 'n nie-kumulatiewe voorkeurdividend, dan gaan ons daai volle dividend vir daai afgelope tydperk in ag neem en aftrek van ons verdienste af. Goed, so dis hoe daai item lyk. Die volgende item waarna ons gaan kyk is verliese en belasting. Nou jou verdienstebedrag is altyd die wins of die verlies vir die jaar, soos wat dit in die staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste verskyn. So dis altyd na belasting. Onthou dit is die syfer wins en verlies vir die jaar wat na belasting is wat gegee word en dit is die verdienste wat ons gebruik. Nou dit kan gebeur dat 'n maatskappy 'n verlies per aandeel gemaak het. Dan bereken ons 'n verlies per aandeel in plek van verdienste per aandeel. Maar ons berekeninge en ons metodes gaan presies dieselfde wees as wat ons gebruik het by VPA. So ons gaan daarna ook kyk. Dan vergelykende bedrae. Die volgende moet geherstateer word. Nou wanneer ons, soos wat julle in FRK 311 geleer het, wanneer daar regstelling van foute was, dan het ons mos die vorige jare moes aansuiwer. En wanneer 'n verandering in rekenkundige beleid was, dan was die vorige jare ook aangesuiwer. Nou dit moet nog steeds dan in ag geneem word wanneer ons dan nou ons verdienste per aandeel gaan bereken. So ons gaan ons verdienste daar moet herstateer.
En dan het ons ook items wat die aandele beïnvloed. As jy byvoorbeeld 'n kapitalisasie uitgifte doen, nou wat is dit? Jy het byvoorbeeld 100 aandele, dan sê jy vir elke 2 aandele wat jy hou, gaan ek nog 1 aandeel uitreik, so jy reik nog 50 aandele uit. Daar was geen kontant of geld of bronne gevloei nie. Dit is slegs 'n uitreiking van ekstra aandele. So nou is hierdie 2 jare nie vergelykbaar nie, en dus is dit nodig dat ons die vorige jaar moet aandele syfer moet herstateer. So beide jare gaan dan nou die vergelykbaar wees. Dieselfde met 'n regte uitgifte. Maar 'n regte uitgifte reik ons die aandele uit teen 'n waarde wat minder is die billike waarde. So ons het 'n bonuselement en ons het 'n element wat teen waarde uitgereik is. Nou daai element wat teen geen waarde uitgereik is, daai gedeelte gaan ons dan ook moet herstateer in vergelyking met die vorige jaar. Dieselfde met aandeleverdelings en konsolidasies. Aandeleverdeling is baie soos 'n kapitalisasie uitgif. Konsolidasie is nou absoluut net die teenoorgestelde. Ons sal ook daar moet die vergelykende syfers herstateer. Al hierdie voorbeelde wat ons hier het, sal ons wel in gaan kyk na die klasvoorbeelde wat later kom. 'n Vermindering in kapitaal waar die aantal aandele geraak word, weer presies dieselfde beginsel. Ons volg nou hier op by die herstatering van basiese VPA en ons volg dit op vanaf die vergelykende bedrag wat aangesyfer is. Nou in hierdie geval wil ek weer vir u sê, gaan na u aantekeninge of notas en kyk daar op bladsy 6 van die aantekeninge, hersamestelling van basiese verdienste per aandeel. U kan dit ook volg terwyl ons die video hanteer. Nou, uitreiking van 'n gewone aandele sonder 'n ooreenstemmende toename in hulpbronne. Moenie die aantal aandele weeg nie, maar herstateer die vorige jaar se basiese verdienste per aandeel en natuurlik ook dividend per aandeel. Dis baie belangrik. Nou, ons kyk weer na dieselfde voorbeelde as ons die vorige slide gekyk het by nommer 6. Aandele, konsolidasies en verdelings, kapitalisasie uitgifte, bonusuitgifte en natuurlik regte uitgifte. En al hierdie goed is teen geen waarde of 'n kombinasie van geen waarde en waarde soos die laaste ene. Kom ons kyk na aandeleverdelings. Daar's geen uitwerking op die netto batewaarde van die maatskappy nie. Al wat ons doen, omdat ons die aandele verdeel, jy het soos daai voorbeeld, jy het 100 aandele teen R100 gehad, nou het jy 200 aandele van R50 elk. Die totale waarde bly presies dieselfde, naamlik R10.000. Maar die aantal aandele het verhoog en die gemiddelde waarde per aandeel het dus verminder. En daarom is dit belangrik dat ons die vergelykende aantal aandele ook moet aansyfer. Want laas jaar het ons gesê ons het 100 aandele teen 'n sekere verdienste per aandeel. Nou sê ons het 200 aandele, maar die verdienste gaan mos nou die helfte wees. So daarom moet ons daardie aansyfering doen. Die rede hoekom hulle aandeleverdeling doen, is om gewoonlik die bemarkbaarheid van die aandele te verhoog. Die uitwerking op die VPA, soos ons reeds gesê het, moet herbereken word vir vorige jare om die vergelykbaarheid te verseker. Aandelekonsolidasies, absoluut presies die teenoorgestelde. Ons verminder nou die getal aandele en dus verhoog ons die gemiddelde waarde per aandeel, maar die totale kapitaal of waarde van die maatskappy bly nog steeds dieselfde. Daar is hoekom ons dit doen. Ons gebruik in rekonstruksies en reorganisasies, weer eens vorige jare, herbereken en herstateer. Kapitalisering en bonusuitgifte. 'n Kapitalisasieuitgifte, die aandele word teen geen vergoeding aan bestaande aandeelhouers uitgereik. So met ander woorde, daar kan 'n voorbeeld wees van, daar is 1000 aandele uitgereik, en vir elke 2 aandele wat jy besit, gaan jy nou 1 nuwe aandeel kry. So daar 500 nuwe aandele word uitgereik. Geen kontantvloei soos jy daar kan sien. Dis uit bestaande reserves uit word hierdie inskrywing gedoen. So ons debiteer ons behoue verdienste en ons krediteer ons gewone aandele kapitaal. Dus word die aantal uitgereikte aandele verhoog, maar die waarde van die maatskappy bly nog presies dieselfde. Ons het dit nie verander nie. Daarom moet ons die verdienste per aandeel en nou het gewonde die dividend per aandeel dan verminder. En
Dit moet ons dan nou in die huidige jaar dieselfde toepas. Met ander woorde, die aanpassing in die vorige jaar moet so aanpassing dan ook gedoen word. Soos ek daar sê, vergelykende dra moet geherstateer word vir vergelykbaarheid. Daai kapitaal is reeds in vorige tydperke uitgereik en is reeds in gebruik in die maatskappy, maar die aantal aandele is nou hoër. Daarom moet ons die vergelykende syfers herstateer. Nou gaan doen asseblief, stop die video hier, gaan doen asseblief illustrerende voorbeeld nommer 2, wat, soos ek laas gesê het, agter die aantekeninge is en ook op ClickUp is. Ek sal hier pause, dat u nou kan daarna kyk. Volgende kyk ons na dividend per aandeel. Nou dit word gehanteer in IAS 1 en nie IAS 33 nie, maar ons hanteer, omdat dit selfde as verdienste per aandeel is, hanteer ons dit onder dieselfde sambreel. Nou die mees belangrike reël hierso is, dat dit word altyd gebaseer op die werklike aantal aandele uitgereik. As 'n maatskappy sê, ek verklaar vandag 'n dividend van R100.000, dan verklaar hy dit aan die bestaande aandeelhouers op daardie dag. En daarom kan jy dit nie deel deur die werklike aantal aandele wat op daardie dag uitgereik is. Ons kan nie in hierdie geval 'n geweegde gemiddelde aantal aandele kry nie. Daar is wel een uitsondering, en dis as ons 'n kapitalisasie uitgifte gehad het in die huidige jaar, dan het ons mos nou geen waarde toegevoeg nie, ons het net ons aandele verander. En om dit dan vergelykbaar te maak met die vorige jaar, gaan dit noodwendig wees dat ons nou die dividend per aandeel van die vorige jaar ook pro rata moet aanpas. So gebruik die aangepaste aantal aandeel vir die vorige jaar se dividend per aandeel. Kyk asseblief in hierdie opsig na klasvoorbeeld nommer 1. Openbaarmaking. Die verdienste per aandeel, die basiese verdienste per aandeel en die verwaterde verdienste per aandeel en vir elke klas gewone aandele moet op die gesig van die staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste met gelyke prominensie openbaar word. Nou selfs indien die bedrag per verlies is, soos ons voorheen gesê het, moet jy die verlies per aandeel ook openbaar op dieselfde prominensie weer eens. En 'n dividend per aandeel word op die gesig van die staat van verandering in ekwiteit geopenbaar. Die verskil tussen die twee, verdienste per aandeel hou verband met jou wins en verlies. Daarom gaan hy na die staat van wins en verlies toe. Jou dividend per aandeel hou verband met jou aandele uitgereik, daarom op die gesig van die staat van verandering in ekwiteit. Nou gaan doen klasvoorbeeld nommer 1, ons sal later ook daar 'n video van opsit. Dit is ook in julle uitdeelstukke.